staan die bewaarder van Israel wat die sluimer loslaat. Dankie Here dat ons weet dat Here U is die oue vandaag, die rots van die eeuw. Johannes skryf, hy sê U is dan die een wat wandel tussen die goue kandelaars. Here, ons gee U eer vanaand omdat ons weet dat Here U sal beken in roemryke dae. Daar is niemand waarmee ons U kan vergelyk nie. U is die Alpha en U is die Omega. Dankie vir U woord in ons lewe. Want Here, ons besef dit is U woord, Here, wat 'n rots is, Here. Dit is U woord, Here, wat skerper is as enige doorsnede swaard. Dankie Here vir U woord in ons lewe. Ons bid vanaand, Here, dat U woord sy werk sal doen, dat harte verander sal word, dat probleme opgelos sal word en dat vrae geantwoord sal word met ene baie danksegging. Amen. Ons gaan nou sitplekke inneem. Nou laat my toe om te groet al die apostels, die pastore, die vyfvoudige bediening en almal wat my stem kan hoor in die wonderlike naam van ons Here Jesus. Ons kan die Here nog so prys in die plek. Nou U het selfs gehoor vanaand dat die mense het lus om te sit. So ek beloof U, ek gaan nie lang wees nie. Ek gaan my ding doen. Dan gaan ek in die pad iets staan. Kom ons gee die Here prys. Nou ons is nog steeds by die Eindles Conference. En die skrif wat ons deel weer is Filippense 3 vers 14. En daar is 'n woord wat opkom daar en die woord is flesh. Kan iemand sê flesh? Nou as 'n mens gaan studeer en 'n mens doen navorsing oor die woord pres, en dan besef 'n mens die Griekse woord vir pres is dioko. Kan iemand sê dioko? En dit beteken om na te jag. Dit beteken om te hardloop met die oog om iemand te vang. Kan iemand sê hardloop? Nou my skriflesing wat ek vandag gaan lees is nou nie Filippense nie, maar dit is in 2 Samuel hoofstuk 18 vers 19. Kan iemand sê hardloop? Die opskrif is Dawid loop oor Absalom. Vers 19 lees, hy sê, daarop sê Ahimaas, die seun van Saul, laat my toch hardloop en aan die koning die goeie boodskap bring, dat die Here aan hom reg verskaf het teenoor sy vyande. Maar Joab sê vir hom, jy is nie vandag 'n man vir 'n boodskap nie, maar ander dag kan jy 'n boodskap bring. Vandag mag jy nie die boodskap bring nie, juis omdat die seun van die koning dood is. Toe sê Joab vir die gesiet, gaan vertel die koning wat jy gesien het. En die gesiet het voor Joab gebuig en gehardloop. Kan iemand sê hardloop? Maar Ahimaas, die seun van Saul, het nog 'n keer aan Joab gesê, laat kom wat wil, laat my toch ook agter die gesiet aan hardloop. En Joab vra, waarom wil jy dan nou hardloop, my seun? Vir jou is daar geen boodskappers loon te kry nie. Maar Ahimaas sê, laat kom wat wil. Sê hy, ek hardloop. En hy antwoord om hardloop. En Ahimaas het met die pad na die Jordaanstreek gehardloop en die gesiet verby gegaan. Kan iemand sê hardloop? Nou die skrif wat ek hier gelees het is opgeteken in die tweede boek van Samuel en wat afspeel is die seun van koning Dawid, Absalom, is dood. Maar nou moet besluit word, wie gaan die boodskap vir die konings gaan gee? Wie gaan die boodskap wegdra? En soos ons die Bybel lees, besef ons, daar is mense wat van die land van Kus was, wat uitverkies was om die boodskap te dra. Wat ervare manne was wat boodskappe aangedra het. Die manne was so gevaarlik om te hardloop dat hulle selfs hardlopers genoem was. Die manne was groot gemaak om te hardloop. Die manne was manne wat goed gedoen het as het gekom
7